Burgers. Was dit jy, Burger? Was dit nie jy nie? Okay. Superman wat op die dak gespring het. Ja. Batman. Okay, al die maatjies. Hier's 'n lekker klomp maatjies. Okay, ek sien man kan 'n kussing gryp. Die bra gryp sommer 3 kussings. Daar's sy. Okay, maatjies, haar kuier iemand vir ons. Wat sê jy, Alex? Mooi. Daarso is 'n maatjie wat vir ons kuier. Wil julle raai wie dit is? Mimi. Sjoe. Mimi Mia Smith. Okay, gaan ons haar geroep. Okay, maar julle moet saam help, né? Mimi sy's 'n pop en sy's hardhorend. Beteken sy kan nie lekker hoor nie. Ja. Daai een. Wat is daai een se naam? Ek ook nie. So dis nie hy nie. Okay, kom ons roep gou vir Mimi, né? Mamas, papas, julle kan saam help asseblief. Okay, 1, 2, 3. Elisenheim. Wie se hand is daai? Mimi, wie help jy uitklim? Ja, Mimi het 'n mic wat jy moet aan. Ek sukkel so 'n bietjie man. Ja, dit lyk so. Dit is nie. Daar het 'n tannie haar gehelp om uit te kom. Sy's 'n pop ou. Sy sukkel om. Hoe dink jy het sy hier opgeklim? Die tannie het haar net gehelp. Nee, sy het net gehelp. Wat 'n skyn ding. Okay, luister julle, hoe gaan dit met julle? Mimi, hoe gaan dit met jou? Baie goed, Dominee, met Dominee? Dit gaan baie goed. Baie goed. Het julle reën gekry op Elisenheim? Ja, Dominee. En ons het bietjie haal gekry ook. En ek het buite in daai haal gehardloop en toe slat dit my verskriklik op my kop. Maar ons het mos nou gebid vir al hierdie reën. Ja? Het jy nie dorpbus toe getrek? Dit klink amper so. Voel vir my so. Ja, dit klink so. Nou, daarso is iets wat jy my vanoggend baie vinnig vertel het voordat ons nou kerk begin het en voordat almal gekom het. Kan jy onthou? Van ouma en oupa wat baie lank getroud is. Hoeveel kan jy onthou hoeveel jaar? Ek dink oupa het iets gepraat van 50 jaar. 50 is baie. Is baie. Ja. Maar oupa het vir my 'n groot geheim vertel. Wat het hy vertel? Want ek het een aand, toe hoor ek hy en ouma praat daar in die kamer. Ja? En ek gaan luister en ek wil hoor wat sê hulle vir mekaar. Ja, afluister. Ek het hulle Druk afgeluister, jou oor so teen die deur, ja? Ja, maar dit was 'n goeie afluister, ek beloof. Ja? En toe maak ek die deur oop en ek vra vir oupa, nou wat maak julle dan nou? Toe sê hy vir my, wat ons huwelik so mooi en standvastig maak, is ons bid saam. Jo, het jy daai groot woorde gehoor? Mimi ken groot woorde julle. Sy is ook ek in die skool. Ek is in graad 2. Ja, ek moet graad groot 2, woorde ken. Leer. Ja. Sy sê, sy's klein, maar sy het 'n groot hartjie. Okay, sy het gesê, omdat ouma en oupa saam bid, is hulle huwelik sterk. Nee, standvastig. Nee, soos 'n huis. Het julle al gesien hoe standvastig is 'n huis? Dit reën en die wind waai en dit gaan aan. Wat maak jy huis? Hy staan. Verstaan jy? Hy sê die liedjie van die wyse man en die dwaase man werk dit nie so nie. Die dwaase man bou sy hand op die sand. Sy huis, Dominee, nie so hantie. Sy huis. Ja. Op die sand. En toe waai die wind. En toe die reën. En toe stort neer en die vloed styg op. Né? Wat gebeur met die huis van die dwaase man? Dit val plat. Ja, nou dis wat gebeur met huwelike wat op die sand gebou is. Dit val plat. Hoekom het daar niks gebeur? Op die klip gebou. Ja, en toe kom die reën. Nee, toe styg die vloed eers op. Dominee, oupa het eintlik vir my nog iets gesê. Wat het hy gesê? Hy het gesê hy Maar toe luister vir staan nie ouma. huis. Ja, dis baie, ja. En hy's altyd, nee, hy sê jammer. Hy Hy soms. sê, oupa het vir my een keer vertel, daar's 3 woorde wat jy moet sê. I love you, I am sorry. Ja. Oupa
Ag, dominee. Ja. Sorry, Ja, oupa oupa se kind. dominee. Sê En maar. ouma sê, sy is so lief vir oupa, want sy luister ook vir hom, en Ja. hy gee die beste raad vir haar. Ja, dis mooi. Nee? OK. So Mimi, eendag, nê, as jy nou 'n man kry, gaan jy en jou Dit man ook gaan saam lank bid. vat. Is nog lank, is nog wyd. Ja. Maar jy kan nou al bid vir jou man en ons hoop en bid jou man bid nou al vir jou. Dis nog ver. Is nog Dis ver. baie ver. nog baie ver. Ligjare Jy hoef nie ver. nou vir jou ouma ag vir jou man te bid nie asseblief. 15 tot 20 jaar ten minste. 100 jaar. Ek stem Poppe word saam, ons baie 100 oud. jaar, ek wil nog bietjie kind Ja. wees. OK, luister, Mimi. Ek Nee? luister. Dis mooi dat jy afgeluister het. Wat nie mooi is nie, wat mooi is wat jy afgeluister het, is dat ouma en oupa saam bid. Maar moet asseblief nie weer afluister nie. Né? Ek gaan probeer. Ja. Van dis lelik om af te luister. Dis Maar ek het privaat. goeie goed afgeluister. OK. Op baie noot, Mimi sal jy vir ons bid. Ek maak Of wil 'n so. maatjie bid? OK, jy kan vir Burger help, maak jy oop, wil jy bid? Stadig. Wil jy oop toe maak? OK. Julle druk my mond toe, hoe moet ek praat? OK. Is daar 'n maatjie wat wil bid? Yes. OK, Mimi, hier is 'n maatjie wat wil bid, hoor jy? OK. So maak net jou oë toe, druk jou neus toe, hou jou mond toe. Dankie vir Jesus kan ek lekker skool toe gaan en lekker kerk toe kom. Amen. Amen. Dankie. Daar's hy. Jy kan nie vir Mimi in die maag slaan nie. Sis. OK, cheers Mimi. OK, maatjies. Maatjies, daar's nie jeug nie, so julle kan speel of aangaan. Moet net rasie. OK. As julle verlede weekie was, dan sal julle weet ons het met ons nuwe reeks begin. Ons het voor hierdie reeks het ons vir 10 weke lank in die boek van Openbaring gekuier. As jy dit gemis het, dit is op ons webblad. Jy is baie welkom om te gaan kyk. Onder sessies is daar die geskryfde weergawe of op ons YouTube kanaal is elke preek dan daarso. So jy kan baie gerus daar gaan kyk. Ek weet daar's 'n klomp mense wat die laaste preek gemis het. Dit was blykbaar lang naweek. Toe gaan almal weg en ek dink daar's miskien 3 van julle wat daai preek bygewoon het. Dalk bietjie meer. Maar asseblief gaan kyk die laaste preek, catch bietjie op en dan sal julle ook sien dat ons nuwe preekreeks is dan gebed. En verlede week as julle hier was, sou julle gehoor het dat Elsbie gepraat het oor gebed en waar gebed in die woord voorkom en wat gebed is en hoekom dit belangrik is. En so ek gaan net so 'n bietjie van 'n recap doen op wat gebed is. Nou ek en jy as kinders van die Here, as Christene behoort tog te weet wat gebed is. Wat is dit om te bid? As jy vir 'n ongelowige moet vertel wat bid is, wat sal jy vir hom sê? Stel jouself voor, een van jou vriende is nie 'n gelowige nie, nie 'n kerkmens nie, het geen verhouding met die Here nie, en hy vra vir jou, hoekom bid jy? Jy sê dan net 'n klomp goed hier in die lig. Wie hoor dit? Sien jy dit verander? Wat sal jy vir hom sê? Nou ons weet dat gebed is kommunikasie met die Here. Dis as ons met die Here, die Vader, praat. En ons sien, Jesus leer sy disippels hoe om te bid. So ons Vader. Ons bid in ons lewe voordat ons eet, voordat ons werk toe ry, dalk voordat die lang pad ry. Is daar 'n klomp manne wat eers bid. Ons bid in ons lewe en dit is 'n baie groot belangrike deel van ons lewe want ons het 'n verhouding met die Here. So bid is baie belangrik. Net soos julle wat in huwelike sit, weet dat die huwelik is goed as die kommunikasie goed is. En die huwelik suffer as die kommunikasie sleg is. Wie het dit al beleef? Nee? Die kommunikasie is die sleutel vir 'n standvastige, goeie, gesonde huwelik. En net so ook ons verhouding met die Here is kommunikasie, gebed, die sleutel vir 'n gesonde, intieme verhouding met die Here. Dit laat tog my hart, my verstand, my gees toe om in lyn met die wil van die Here te kom. Wanneer ek bid, doen ek dit nie net alleen nie, maar ek gaan soek in sy woord wat sy wil is. Ek ontdek wie God is in sy woord. Ek leer ken sy karakter. En ek bid. As ek vas, kan ek nie sonder om te bid nie. Jy sal sien dat in jou huwelik is gebed crucial.
En daar is ongelukkig min mense wat bid vir hulle huweliksmaats. Ons bid dalk saam voordat ons eet. Ons doen dit dalk. Dalk as our kinders kom, dan forceer dit ons bietjie meer om saam te bid en saam tyd in die woord te spandeer, want dan het ons ewe skielik Bybelstudie voordat hulle gaan slaap en ons sê vir hulle, hoorie, kom ons bid gou voordat ons eet. Maar voor die kinders het ons hierdie manier om baie gemaklik te wees. Dan bid ons nie. Dan lees ons nie saam woord nie. Dis my verhouding met die Here en jou verhouding met die Here. Maar in jou huwelik moet jy besef dat dis 'n geskenk van die Here af om iemand in jou lewe te hê wat jou belange op hulle hart dra. Wat jou ander helfte is. Jy word 'n eenheid in die huwelik. Dis so groot voorreg en is geskape deur God en is geseën deur God en dan doen ons die huwelik sonder God. Ons kan nie ons huwelike aanpak en in ons huwelike leef sonder die Here nie. Dis hoekom ons praat volgende bietjie oor gebed in die huwelik. Hoe moet ons saam bid? Wat moet jy bid? Moet jy vir jou huweliksmaat bid, al bid daai persoon nie vir jou terug nie? As jy kerk kom en die huweliksmaat kom nie saam kerk toe nie, wat moet jy doen? As jy dalk die enigste gelowige in jou huisgesin is, hoe maak jy? En daai goed is realiteit vir baie mense. Waar die vrou dalk 'n gelowige is en die man is nie. Of die man is 'n gelowige en die vrou is nie. Wat dalk net een vir die ander een bid. Ek het 15 artikels gelees in voorbereiding vir hierdie ding en elke liewe een van hulle is deur tannies geskryf, deur vroumense. Daar's nie een artikel wat ek gelees het wat die man geskryf het, manne, ons moet vir ons vrous bid nie. Elke liewe artikel is dames, vrouens, hierdie is hoe jy vir jou man kan bid. Bid hom vir sterkte, bid hom vir uithou vermoë, bid vir hom vir sukses by sy besigheid, bid vir hom dat die Here sy oë bewaar, bid vir hom, die vrouens bid vir hulle mans, blykbaar, die mans ook seker, maar hulle skryf dit nie. Die vraag is ons mans besig om vir ons vrouens te bid, en is ons vrouens besig om vir ons mans te bid? Gebed is tog die hoeksteen van ons verhouding met die Here. Gebed is ons lewende kommunikasie met God. Hy is nie deur en hoor nie wat ons sê nie. Hy hoor wat op ons hart is. Hy hoor as ons met hom praat. Maar baie keer benader ek en jy gebed dalk so. Here, ek het 'n miracle nodig. Here, ek is siek, ek moet gesond word. Here, my bank is leeg, maar ek moet hierdie rekening betaal voordat hulle my in die tronk gooi. Here, ek moet hierdie ding doen, so wees daar vir my. En dit is hoe ons gebed loop. As ek U nodig het, dan vra ek daarvoor. Wanneer laas het ons gebed so gelyk? Here, U naam is heilig. U is die Allerhoogste. U is die Vader van die hemel. U is die koning van die konings. U regeer oor elke liewe faset van my lewe. Help my dat ek volgens U wil leef. Wanneer laas het ons gebed so gelyk? Of bid ons, Here, doen dit vir my en help my sodat ek volgens my eie wil kan leef. Doen hierdie vir my, doen dit so en dis wanneer dit gedoen moet word. En dan gebeur daai goedjies nie en dan vra ons 'n klomp vragies. Here, hoekom? Hoekom antwoord U nie my gebede nie? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek gaan aan kerk toe, ek bid dan. Wanneer laas het ons volgens die wil van die Here geleef? Wanneer laas was ons gehoorsaam aan die wil van die Here? Weet ons ooit wat die wil van die Here is? Nou dit soveel meer in die huwelik. Wat is die Here se wil in die huwelik? Wat is sy wil vir my lewensmaat? Wat is sy wil vir my? Daai is waar ons moet uitkom. Ek wil baie graag die huweliksformulier, wat die bevestiging van die huwelik dan is, wil ek vir julle lees. En as julle getroud is, sal julle dalk hierdie enetjie erken. Maar luister asseblief net na wat die formulier is. Die belangrike deel van die huwelik, daai net voordat julle mekaar se ringe vir mekaar gee, word hierdie formulier gelees. En op jou troudag was dit dalk so stresvol dat jy nie 'n woord gehoor het. Jou ore word mos so warm as jy stres. Dan hoor jy niks. Luister 'n bietjie na wat die formulier sê. Luister na wat die belofte is wat jy gemaak het op daai dag toe jy getrou het. Luister na die verstaan van wat die huwelik is. En net hopelik, moontlik, maak dit dat ons die huwelik baie meer belangrik in ons lewe gaan maak.
Dis so vinnig dat ons die huwelik net as nog iets, nog 'n faset van my lewe hanteer. Ek investeer meer in die verhoudings by my werk en waar ek kan geld maak en ek is nice daar met die mense en ek het gou oggendmeetingkie saam met hulle en bid dalk gou saam met hulle en by die huis, hoe praat jy met jou vrou? Respekteer jy haar soos jy jou kollega respekteer? Ons maak baie meer van ons werksplek as wat ons van ons huisgesin maak. Baie vinnig. So luister na die formulier. Die eerste ene is die instelling van die huwelik. Die huwelik is deur God ingestel toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nie hy sit op haar kop of sy sit op sy kop nie. Gelyke. Ons is saam in hierdie huwelik. Ons word 'n eenheid. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n groot verantwoordelikheid. Die tweede ene, die wese van die huwelik. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hulle eenheid, geluk en toekoms vind en wat hulle lewe inrig onder die heerskappy van sy woord en sy gees, is vir mekaar, vir hulle families, vir die kerk en vir die samelewing 'n vreugde en ook 'n inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hulle huwelik te bid. Die oomblik wat ek besef wie God in my huwelik is, dat hy die een is wat my en hierdie persoon, my vrou, een maak. Hy's deel van daai eenheid. Hy's die een wat daai eenheid geskaap het, hy's die een wat daai eenheid seën. Dan sal ek besef dat ek vir my vrou moet bid. Vir leiding van die Here moet bid. Die derde en wederwysige verantwoordelikheid. In die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en die gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle as man en vrou aan mekaar verbind. Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. En soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle julself in liefde ook vir mekaar oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange op die hart dra. Hoe toegewyd is jy aan jou vrou? Of jy aan jou man? Dis tog, as ons kyk na die prentjie van Jesus en die kerk, Jesus het vergewe daar waar vergifnis nie verdien kon word nie, waar hulle nie vergifnis eintlik verdien het nie. Nee, waar hulle het hom doodgemaak en hy vergewe hulle. Hy het gegaan en tot sy dood toe vir hulle verkondig wat die waarheid is. Hy het in hulle plek, in die kerk, in my en jou plek gesterf, sodat ons nie hoef te sterf nie. Hy het die prys betaal, al het hy dit nie verdien nie. Is ons besig om so te lewe in ons huwelike? Of vergeld ons kwaad met kwaad? Jy skuld my nou omdat jy dit en dit en dit gedoen het. Ons het die hele tyd hierdie weegskaal in die huwelik. Jy het nou R3000 se make-up gekoop, so nou mag ek R3000 se visstok koop. Nie net met finansies nie, maar met emosies. Jy het my seer gemaak, so nou gaan ek jou seer maak. Nee, jy het nie vir my gesê, lief vir jou, mooi dag nie, so nou check, ek sal nie dit vir jou terug sê nie. Dit is so vinnig wat ons doen. En dan stilstype. Praat ons so 2,5 weke nie met mekaar nie. Een slaap op die bank, een slaap op die bed. So vinnig wat dit in die huwelik gebeur. Wat ons opweeg. Ons is in kompetisie teenoor mekaar, nie met saam in 'n span teenoor die wêreld en die vyand nie. Ons kompeteer baie vinnig teen mekaar. Maar soos ons sien, die huwelik is soos hierdie verhouding tussen Christus en die gemeente.
Die oproep van die huwelik. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eiesinnigheid. Dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self in mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorbereid dat die Satan, die vyand, nooit genoeg neem met dit wat mooi, goed en geseënd is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue 'n wig indryf tussen man en vrou en tussen God. Soek altyd julle krag in Christus wat die bose reeds oorwin het. Deur sy woord en sy gees heilig hy die gesin as sy kerk. Besef ons dat in huwelike het ons 'n vyand en daai vyand se naam is Satan. En sy job is om 'n wig te dryf tussen my en my vrou. Want as hy dit kan regkry, dan dryf hy 'n wig tussen my en God. As ek my vrou op 'n slegte plek in ons huwelik is, dan is my verhouding met die Here op 'n slegte plek. As ek my vrou nie kan vertrou nie, kan ek vir God nie vertrou nie. As ek nie met my vrou kan praat nie, weet ek hoe om met die Here te praat nie. As jy in 'n geestelike gesonde huwelik is, dan sal jy baie vinnig besef dat jou huweliksmaat is jou spanmaat, die een wat jou rug cover, die een wat vir jou bid, vir jou opstaan, jou vergewe. Daar is vir jou al wil hy of sy nie. Wat sy vingers tot die been toe sal werk, al verdien jy dit nie. Ek het vanoggend, kyk ek baie vinnige dinge en die ou sê toe, ons sê altyd, ek sal vir jou sterf, dis hoe lief ek jou het. Nee? Ek sal voor die patroon vir jou inspring, ek sal die punch vat, ek sal vir jou sterf. En hy vra 'n belangrike vraag, hoekom sê ons nie vir mekaar, ek sal vir jou lewe? Ek sal ophou drank drink vir jou. Ek sal begin oefen vir jou. Ek sal daai ekstra myl stap vir jou. Ek sal daai vriend afskryf vir jou. Ek sal nie meer na daai plek toe gaan nie vir jou. Ek sal saam met jou kerk toe begin gaan. Ek sal saam met jou begin bid. Ek sal saam met jou begin Bybel lees. Ek sal lewe vir jou. Dis wat die huwelik moet wees. Dis twee mense wat hulle lewens met mekaar deel. En die Here seën dit. En hy het dit geskape. Die vraag is net, wanneer gaan ons ophou om so blerjhardkoppig te wees? Want ons voel ons verdien die beste, maar my huweliksmaat verdien nie dit wat ek verdien nie. So ek sal mooi wees as jy mooi is. Wat ons hier sien is dat deur die leiding en deur die krag wat God ons gee, moet ek nie net bereid wees om te sterf vir daai persoon nie, maar ek moet lewe vir daai persoon. Ek moet bereid wees om goedjies te los vir daai persoon. Hoe gaan ons dit alles regkry? Ek het nog punt 5. Man en vrou, wie ook al jou name is, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer, en is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig. Volgens wat? Volgens die wil en die woord van die Here. Glo jy dit wat die Here vir jou leer? En dan sê die man en die vrou, ja, ons glo. En dan, hoe lyk die huwelik? Word dit ooit toegepas? Lewe ons volgens die wil van die Here? Soek ons hom? Het ons 'n verhouding met hom? Is ons 'n eenheid? Hoe lyk die huwelik? Want dis die belofte wat ons maak op ons troudag. Aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord leer oor die huwelik, en is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hier volgens in te rig. En begeer julle om met die seun van die Here in die eg verbind te word. Dis wat ons ja voorgesê het op die dag wat ons getrou het. Nou dalk is daar van ons wat moeilike huwelike het. Dalk is daar van ons wat bietjie sukkel, want dit gebeur. Dis die realiteit. Vandag is dalk 'n baie goeie dag om net vir 'n oomblik stil te sit saam met jou huweliksmaat. So. En te sê, weet jy wat, al vir maande praat ons nie met mekaar nie. Jy maak kos, ek sit voor die TV, jy skep vir jouself kos, jy gaan eet, dan later gaan skep ek vir my kos,
Dan gaan sit ek maar weer voor die TV, en dan gaan stort jy, en dan sit ek nog steeds voor die TV, en dan slaap jy, en dan as ek in die kamer kom, dan slaap jy, en dan moet ek nou storm, maak ek jou weer wakker, aan jy frustreer vir my. Hoe vinnig gebeur dit, dat ons uit mekaar uitgroei? Daar's 'n paar tips. Los die tegnologie, as jy saam met jou huweliksmaat is. Los die TV, los die foon, los die TikTok, los die nuus, los alles, en spandeer tyd met mekaar. Kyk mekaar in die oë. Ons gee ons lewens vir hierdie persoon, maar ek challenge julle, sit 'n minuut en kyk hy persoon in die oë, in stilte. Dan kyk jy hoe ongemaklik dit is. Net 'n minuut. 60 sekondes. Kyk hy persoon net in die oë. Kyk jy bietjie ongemaklik dit is. Dit voel of jy in jouself in wil kruip en jy wil weggryp in. Doen dit as jy kommunikeer. Kyk mekaar in die oë. Want hoe ons met mekaar praat vandag is so, ek is hier besig en mamma praat. En ons mans kan net op een plek fokus. As ek hier kyk, ek weet jy praat, maar ek weet nie wat jy sê nie. Nee? As ons vir mekaar luister, as ons met mekaar kommunikeer, kyk vir mekaar, maar begin met 'n minuut van stilte. Kyk net vir mekaar. Ongelooflik hoe diep die kommunikasie dan raak. Ek wil graag Efesiërs 5, ons kom nou eers by ons teks vir die dag uit. Ons het 10 minute oor. Efesiërs 5 vers 1 en dan vers 22 tot 33. As jy jou Bybel by jou het, asseblief maak haar oop. Dis iets wat ons kan lees. Ek wil julle graag challenge, wat is die mooi woord vir challenge in Afrikaans? Uitdaag, klomp Afrikaanse onderwysers hier. Ek wil julle uitdaag, gaan lees die hele Efesiërs 5. Van vers 2 af praat hy van hoe jy moet leef en hoe jy nie moet leef nie. Hoe jy as mense van die lig kan leef. En ek wil julle elkeen uitdaag, en ek daag myself ook uit, om te gaan kyk na wat is daai goed wat hy sê. Hoe moet ek lewe volgens die wil van die Here? Want baie keer wonder ons, hoe moet ek lewe volgens die wil van die Here? Wat is die wil van die Here? Begin by Efesiërs 5. Dis baie duidelik. Vers 1. Efesiërs 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Dan vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, die huwelik. Ek doen dit vir die Here. Ek besef die Here het my geseën met hierdie huweliksmaat, ek besef die Here seën my huwelik, hy het die huwelik geskape, hy is die een wat dit in mekaar hou, hy is die een wat die eenheid bring, hy is die een wat my en haar gees een maak, ons is een mens. Hoekom? Want hy het dit geskape, hy seën dit, en daarom wil ek uit eerbied vir Christus, wil ek onderdanig wees aan my vrou en sy aan my. Wees onderdanig aan mekaar. Dit beteken soos wat Christus onderdanig was aan die kerk, om in hulle plek te sterf, al verdien hy nie daai dood nie. Dis hoe ek en my huweliksmaat aan mekaar moet onderdanig wees. Dalk moet julle Grootfontein toe trek, want jou man of jou vrou het 'n beter werkdag gekry. Om nie onderdanig te wees nie, is om te sê, ek spandeer al vir die laaste 12 jaar om my carrière te bou hier in Windhoek, ek gaan nie saam nie. Ek sal naweke by jou kom kuier, of jy kan naweke ry na my toe, maar ek gaan nie saamkom nie. Daai is nie onderdanig wees nie. Onderdanig wees is om te sê, ons is saam in hierdie ding, ons gaan saam. Vers 22, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles hulle mans onderdanig wees. En dan is daar 'n paar mense se hare wat rys, as 'n mens hierdie goed hoor. Ons is dan gelyk is, ons is dan een. Hoe ons in die wil van die Here gaan leef is so. Dis hoe hy dit geskaap het. Ons het begin met dit, wat is die vyand se missie? Om 'n wig te dryf tussen man en vrou.
Wat kry jy reg deur wêreldpolitiek? Dit het niks met die huwelik uit te waai nie. Wat kry jy reg met wêreldpolitiek? Met goed wat gebeur in die wêreld, met die hyperlinks en die hyperregs. Wat kry jy reg? Mans en vrouens is almal gelyk. Ek hoef aan niemand onderdanig te wees nie. In fact, wat is die vrou vandag vir meerderheid van mans? Ons maak dit as 'n grappie, maar is so waar. Die man dra die broek in die huis, maar die vrou sê vir hom wat's een. Sy sit op sy kop. Sy het beheer, sy maak die keuses. As sy wil China hê, dan gaan ons China toe. As sy wil notebook kyk, dan kyk ons notebook. Die vrou sit vir die mans ore aan. Daar is geen meer keuses van die mans nie, daar is nie meer leiding nie. Wat doen die mans? Ons trek in onsself en ons word doodstil. Dan sê die vrou vir 'n vriend in 'n groepie, my man praat nie met my nie. Hy wil nie, want hy laat hom nie toe nie. Hy kan jou nie leiding gee nie, want dan mansplain hy. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie, luister net. En dan luister ons, dan is die oplossing daar, en ek kan jou help, en dan sê jy mansplain, of jy wil altyd net vir my oplossing gee. Wat jy wil van die Here? Heel anders as wat die wêreld dit vir ons maak. Die Here sê, die vrou moet onderdanig wees. Wat moet die man wees? Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy. Nadat hy dit met die water en die woord verenig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en hy versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Ons sien dit so baie, dat as die man lief is vir sy vrou, dan is dit baie makliker vir die vrou om haar man te respekteer en onderdanig te wees. As die vrou onderdanig is, dan is dit baie makliker vir die man om vir haar lief te wees. En daar is nie net 'n gevoel nie. Dit beïnvloed my keuses, dit beïnvloed wat ek doen, dit beïnvloed hoe ek met jou praat, dit beïnvloed hoe ek oor ons huwelik dink, dit beïnvloed my dryf, dit beïnvloed alles. As jy werklik lief is vir jou vrou, dan is dit niks om jou vingers tot die been toe te werk. As jy werklik lief is vir jou vrou, dan is dit niks om 4 uur of 5 uur in die oggend op te staan om vir haar koffie te maak nie. Sy doen dit nooit vir my nie, of vir jou nie. Maar as jy werklik lief is vir haar, dan is dit niks, dis nie werk nie. Ek doen dit want ek is lief vir jou. En dan, die vrou moet onderdanig wees. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê die diep geheimenis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Daai is basics. As ons daarby kan uitkom, dan gaan ons leer saam bid. Dan gaan ons besef hoe daai gebed baie vinnig in 'n gebed in verander nie. Here gee vir my krag sodat my vrou vir my luister. Of Here gee vir my geduld want my vrou of my man of wat ook al nie. Ek bid nie vir myself vir krag en geduld en wat nie. Ek bid hierdie tipe goeders. Vir leiding, dat die Heilige Gees hom of haar sal lei. Vir uithou vermoë, vir selfbeheersing, vir 'n bevredigende werk en vir sukses. Vir die huweliksmaat se hart om soekend te word vir die Here. Vergifnis. Vir mekaar se drome, vir mekaar se gesondheid, vir mekaar se eenheid of die eenheid wat ons in mekaar vind. Vir die interaksies wat die persoon met ander mense gaan hê. Daai tipe goed is waarvoor ons vir mekaar kan bid. As jy nie weet wat om te bid nie. Begin hier. Die vrug van die Gees. Daarteenoor
is liefde. Wat vir jou huweliksmaat vir liefde? Here, help my om opreg lief te wees vir my vrou. Help haar om opreg lief te wees vir my. Vreugde. Here, mag hierdie persoon vreugde beleef in alles wat hy of sy aanpak. In die interaksies wat hulle vandag gaan hê, by die besigheid, met die kinders, by die skool, by die werk, in die winkel, mag hulle vreugde beleef. Mag dit wat hulle aanpak suksesvol word en mag hulle 'n vervulde hart hê. Vrede. Mag daar vrede in die huis wees. Met die kinders, met die honde, met die katte, met my huweliksmaat. Mag daar vrede wees. Mag dit nie 'n plek wees waar ek vrees het nie, maar waar ek vrede het, waar ek myself kan wees. Geduld. Geef my vrou geduld vir my. En gee vir my geduld vir haar. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getroudheid. Nederigheid. Selfbeheersing. Dit is die tipe goed waarvoor ons vir mekaar kan bid. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort het, hulle sondige natuur met al sy hartstogtes en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Dit is so dat ons lelik raak met mekaar, of dat ons net nie die persoon waardeer waarmee ons getrou het nie. So mag julle regtig vanoggend en ek self ook vanoggend gaan en besef dat daar's 'n vyand en sy job is om 'n wig te dryf tussen my en my vrou. En jou man en jou vrou. En hy kry dit baie goed reg. Want hy ken ons harte, hy weet waar is die swakpunte. Hy weet waar om hy wig in te dryf. En mag ons saam bid en vir mekaar bid, dat ons gehoorsaam sal wees aan die wil van die Here. Kom ons bid tog vir mekaar en wees ernstig oor dit. As ons dit gaan begin doen, dan gaan ons in huwelike wees wat 'n voorbeeld is vir die wêreld. In huwelike wees wat lig is in die donker wêreld, waar ander mense die genade, die goedheid en die liefde van God sal ervaar. Ons almal ken daai paartjie wat hulle sê, "Jog, daai oom en tannie het nog nooit beklei nie. Hulle beklei seker net by die huis." Kom ons wees nie daai paartjie nie, maar kom ons wees daai paartjie wat daai mense bid definitief saam. Kyk hoe lewe hulle vir mekaar. Ja, hulle sal vir mekaar sterf ook, maar hulle lewe nou vir mekaar. Kom ons bid saam. Liewe Vader, dankie dat ons by mekaar kan wees en laat ons kan besef, Here, U is die een wat huwelike seën instel geskaap het. Here, U is die een wat man en vrou by mekaar bring. Dit is nie net by chance laat ons mekaar ontmoet nie. Dit is nie net by chance laat ons hierdie liefde vir mekaar ontwikkel wat verskriklik 'n diep liefde is nie. Dis nie net per toeval dat ons lewenslank met mekaar wil spandeer nie. Here, daarom moet ons besef dat Here, U seën die huwelik. U skaap die huwelik. Here, ons kan nie hierdie eenheid sonder U bereik nie. Here, mag ons vir ons mans en ons vrouens bid. Mag ons hulle regtig opdra na U toe. Mag ons verstaan en weet dat Here, U werk met ons elkeen. En dat U ons elkeen lei. Dat U vir ons skaaf en skuur. Here, en die enigste ding wat ek vir ons ook bid, is dat ons sal gehoorsaam wees. Want wanneer ons gehoorsaam is, dan sal ons volgens U wil leef. Wanneer ons gehoorsaam is, sal ons bid. Wanneer ons gehoorsaam is, sal ons mekaar soek. Nie net fisies nie, maar geestelik, emosioneel, psigies. En dis waar ons 'n eenheid is. Dis waar ons vir mekaar bid. Dis waar ons die lewe saam aanpak. Here, nie net vir ons wil wat ons kan kry uit die huwelik uit nie, maar Here, om U te verheerlik deur ons huwelike. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie julle. Kan ek gou 3 maatjies vra om gou te help met kollekte asseblief?
En dan gaan ons opstaan. Dankie Cham. Dan gaan ons gou ons laaste lied saam sing.